Nou ja, ons is weer saam almal vanmôre. Kuier om die woord. Dis iets waarna ek so uitsien. Ek weet nie julle nie. Dit is baie lekker om so saam om die woord te kuier. Jesaja 15, Pastoor Mimpie. Die ondergang van Moab. Nou ons lees baie in die Bybel van Moab. Nee. Nou vir jy iets vertel van Moab. Nee, ek gaan hom nie doen nie. Ons gaan hom later doen. Karen weet waar staan dit. Okay, gaan voort. Okay. God spraak oor Moab. Waarlik in die nag is arm Moab verwoes vernietig. Waarlik in die nag is Kir Moab verwoes vernietig. Hulle gaan op na die tempel en Dibon na die hoogtes om te ween. Moab huil op Nebo en in Medeba en op al hulle hoofde se kaalte. Elke baard is afgeskei. Ek net weet mens baard op jou kop. En op al hulle hoofde se kaalte, elke baard. Okay, dis kop en baard. Okay. So met ander woorde geen baard, geen hare op die hoof. Ja. Op hulle strate het hulle rouklere aangegord. Op hulle dakke en op hulle pleine huil alles en smelt weg in geween. Hesbon en Eleale skreeu, hulle stem word gehoor tot Jahas toe. Daarom hef die gewapende manne van Moab 'n angsgeskreeu aan en sy siel sidder. My hart skreeu oor Moab, sy vlugtelinge kom tot by Soar, Eglat Cilicia, van die hoogte van Luhit beklim hulle met geween. Ja, op pad na Horoniam laat hulle 'n geskreeu van verwoesting weer klink, want die waters van Nimrim word 'n woestyn. Ja, die gras is verdor, die grasspruitjies het vergaan, daar is geen groenigheid nie. Dit klink soos 'n oordeel wat hulle tref. So ek neem aan as daai oordeel hulle tref, dan beteken hulle droog gemaak. Hulle het van die Here afvallig geraak, ander afgode gedien. Moet ek aangaan? Vers 7. Daarom gaan hulle ek het gedink ek gaan nou eers lank praat, ekskuus. Is dit nie? Daarom gaan hulle wat die min oorwins praat, ja. wat hulle gemaak het en hulle voorraad oor die wilgerspruit dra. Want die geskreeu gaan rond in die grondgebied van Moab. Sy gehuil tot by Eglaim en sy gehuil tot by Beer Elim. Want die waters van Dimon is vol bloed. Want ek sal oor Dimon nog meer bring. 'n leeu oor die van Moab wat ontvlug het en oor die oorblyfsel van die land. Nou ja, weer eens baie beeldspraak, baie poëtiese taal. Kan julle dit sien? En so is ons nou deur hierdie boek Jesaja gaan, leer ons hierdie eindtyd eintlik of oordeelstaal. So wanneer ons uiteindelik kom en Jesus optree, dan gebruik hy dieselfde tipe taal. So ons moet nou leer om in die tipe gedagtegang in te kom, soos wat die Joodse mense dink. Hierdie was natuurlik baie honderde jare voor Christus, maar nog steeds basies, dit was hulle denkswyse uit die woord uit. Ons kan nie nou met 'n westerse bril kom en nou probeer ons die Bybel verstaan op 'n westerse manier. En nou veral wanneer ons sien die son word verduister en die maan word verduister en die sterre val, dan onmiddellik in 'n westerse gedagtegang dink jy dadelik dis nou die aardbol of ons sonnestelsel wat tot niet gaan. Glad nie. Hierdie is simboliese taal wanneer daar oordeel kom oor leierskap wat nie hulle sout werd is nie, wat nie die Here sentraal in hulle lewe het nie. Vandag is dit dieselfde. Enige leierskap vandag wat oorlogsigtig is, wat mense moordenaars is in der waarheid, soos ons vandag sien oral in die wêreld, hulle gee niks om vir die gewone onskuldige wat is citizens in Afrikaans? Kom nou, praat saam met my. Citizens, gewone mense. Ja, gewone mense. Dat is 'n mooi woord daarvoor. Ja, dat is 'n gewone. Ja, in elk geval.
Ek meen, ware oorlog is mos soldate teen soldate. Ja. Manne teen manne, wat geoefen is, wat opgelei is. Nee, nou word onskuldige mense sommer met bomme bestook. Is dit nie lafhartig? Civilians in Afrikaans, wat is dit? Ook civilians. Ja, Okay. weet ek. En onskuldige kindertjies word doodgemaak. Publiek. Sommige geskiet. Is dit nie lafhartig nie? Ekskuus, vergewe my heel party. So, weet julle wat? Die oordeel van die Here gaan losbars oor hierdie leierskap. Selfs vandag. So as daar oordeel in die Bybel is, reg deur die Ou Testament, praat dit nie van die einde van die aardbol of ons sonnestelsel nie. Dit praat van regeringe word afgesit. En dan gaan dit net weer noem. Onthou julle Josef se droom? Hy droom van die son en die maan en die sterre wat voor hom buig. En dan verwys dit simbolies van sy pa en sy ma en sy broers se regering of leierskap gaan voor sy leierskap buig. En julle weet wat in die einde van die dag gebeur. Hy is weggevoer na 'n vreemde land toe. Die broers het hom verkoop aan Egiptenare en daar die Here hom so geseën. Alhoewel hy in die tronk was, het hy daar uitgekom waar die drome van almal uitgelê, want hy was 'n ou dromer en hy kon drome uitlê. En uiteindelik het hy die koning se droom uitgelê en die koning het gedroom van groot hongersnood wat op pad is, ook simboliese taal daar gewees. Duidelik die 7 maar koeie wat uit die Nyl opkom. Nou kan ek, of 7 vet koeie, ekskuus. Nou as jy nou koeie al gesien het en jy kyk hulle van agteraf as hulle loop. 'n Vet koei loop so. Sy wiegelwaggel so 'n bietjie, maar 'n ou maar koei se wiegelwaggel is baie groter. En hier kom hierdie vette koeie hier uit die Nyl uit. En daarna sien hy kom hierdie ou maar koeie wat vreeslik wiegelwaggel hier uit die Nyl uit. En hulle vreet daai vet koeie op. Nou is dit normaal dat koeie opvreet. Nee. Jy sal meer dink dit moet nou leeu's wees. Ja. Kan julle sien, dis simboliese poëtiese taal. En dit toe kom die uitleg wat die Here toe nou vir Josef sê vir die koning. koning. Bly net so maar. Ja, sê vir die koning, dis wat gaan gebeur. Daar kom 7 vet jare. En dan gaan daar baie oorvloed wees en dan daarna kom daar 7 baie maar jare. So koning, as jy wil wys wees, gaar op, stoor kos en so meer. Toe sê die koning, nou wie is so slim in hierdie koninkryk van my, wat so 'n groot saak kan hanteer? Daar kan net een man wees, een wat my drome uitgelê het. En daar word hy uit die tronk uitgehaal, van die tronk na 'n eerste minister. Sê amen. From prison to praise. Daar so iets, nee, ek het so 'n boek daar in my huis. Dis jou boek eintlik. Maar in elk geval, sien julle die simboliese taal. Ja, So, ons het son, 'n maan, plei ook gedoen. sterre From prison beteken, to ja, ons het 'n plei gedoen. Van prison to praise. Yes. Son, maan en sterre in die Bybel, as jy dit lees, in die Nuwe Testament, Jesus noem dit. Dit beteken die Amen. val van 'n regering. So wat 'n regering het in Jesus se tyd moes val? Die valse, korrupte kerkregering, wat eintlik maar die Joodse regering ook was, van daai tyd. En dit het, net soos Jesus voorspel het, in 40 jaar se tyd, het die tempel uiteindelik verwoes en die leierskap daarvan. Okay. Pastor Mimpie, ekskuus dat ek nou hier afgaan op 'n koers, maar ek dink dit is belangrik dat ons net weer almal herinner daaraan, as ons die Bybel sou lees vir al die profetiese boeke, leer die apokaliptiese, dis die groot woord vir openbaringstaal van die Bybel, sodat jy nie hier in die Bybel kom en as Jesus sê die son en die maan en die sterre gaan val, of in die boek Openbaring lees ons dit ook. Dis nou die einde, want kyk al die oorloë en die goed. Mense, die oorloë het reeds plaasgevind ook in daai tyd. Daar sal altyd oorloë wees. Die oorlog waarna Jesus verwys het, was die oorlog in daai tyd, veral die een wat dan uiteindelik die Romeine gekom het en die stad en die tempel verwoes het. Die Jode self het vreeslik onder mekaar beklei, daar was burgeroorlog ook. So dit is die oorlog en die groot verdrukking waarna Jesus verwys het. Nou wil baie slim geleerdes sogenaamd wat nie weet waarvan hulle praat nie, wat nie die Bybel regtig ondersoek nie, wil dit nou wys, dis nou in ons tyd. Jesus sê, hierdie geslag, sy geslag, sal nie verbygaan voor alles gebeur. Nee, Jesus het bedoel daardie geslag.
Dis ons vandag 2000 jaar verder. Snaaks, Jesus sê 'n klein tydjie, almal die profete van daai tyd, die apostels het gepraat van klein tydjie. Jesus sê self nog 'n klein tydjie. Wat beteken 'n klein tydjie? As ek nou hier uitgaan en ek wil gou toilet toe gaan. Ek sê vir julle, gee my gaan net 'n klein tydjie wees. Maar ek kom 3 ure later terug en sê, jou klein tydjie. Dis 'n lang Jy tyd. het 'n groot toiletprobleem gehad. Okay, goed, kom ons gaan aan. Waar is ons nou? Ek dink nou sommer net aan ek dink nou aan die oorloë en die goed en ek weet ek het jare terug in 'n salon gesit en toe is daar 'n prediker wat preek oor die radio en hy sê toe die ander kant van God. Jy weet, die ander kant van God. Waar is wonder ek lees hy dit in die En, Bybel? en sy preek gaan toe nou daaroor dat God is liefde, maar God wil partykeer hê daar moet mense doodgemaak word. Toe sit ek daar so, ek het amper my krullers uitgeruk uit my kop uit en begin preek daarso vir. Nou dink ek aan Dawid. Dawid wat so 'n groot held was en hy wil vir God 'n tabernakel bou en God sê vir hom, ek is baie lief vir jou, maar nee, jy kan nie. Daar's te veel bloed op jou hande. Daar's te veel bloed op jou hande. Jou seun sal die tabernakel bou. Ja. En ek net God hou nie. die tempel. God hou nie van doodslag en mense doodmaak en wraak en oorlog. God hou nie daarvan nie. Hoekom sal hy daarvan hou? Want ek bedoel, al die kindertjies en almal is gemaak na sy beeld en sy gelykenis. Hoekom sal God dit nou wil hê? Nee, en dan gaan ons na Jakobus toe. God wil dit nie hê nie. God wil dit nie hê nie. Ek wil net gou hier ingooi van Jakobus. Dit was nooit God se plan nie. Dat daar Mense, moet weet God oorlog het nie wees. nodig, mense doen dit aan hulself. Hierso, okay. Jakobus 4. Waarvandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid. Bid nie. Nee. En weet jy wat doen ons as ons bid? Ons bid die woord. En wat sê die woord? As jy die woord bid, maar die woord vir my sê is wat die Vader van jou sê. Sy liefde. Jy is wat die Vader sê jy is. Jy kan doen wat die Vader sê jy kan doen en jy besit wat die Vader sê jy besit. Nou in Jesus Christus het ons lewe in oorvloed, stem julle saam, deur sy wonde is ons gesond. Stem julle saam, dis wie ons is. Ons is een met sy wysheid. Amen. Ons is een met sy gesondheid. Nou in gebed beoefen jy sy teenswoordigheid, jou eenheid met hom. En jy raak al hoe meer bewus van wie jy is. En jy is liefde. Jy is blydskap, jy is vriendelik, jy is geduldig. So wanneer ons gereeld bid, sal ons nie stryd in ons hê nie. Ons sal nie die hele tyd wil oorlog voer nie. Stem julle saam? Jy is 'n persoon wat vryspreek. Want jy kyk na mense met die oë van die Here. So daai pas vir my baie pragtig. Dis baie Omdat mooi. julle nie bid nie. Omdat julle nie bid nie. Mense, ek wil vir julle dit sê. Hou op dink, hoekom my Here, hoekom ek, hoekom sukkel ek so, hoekom so? Ek sal jou sê hoekom. Jy bid nie. Jy oefen nie sy teenswoordigheid nie. Jy oordink nie Psalm 1 die woord dag en nag nie. Want dit gaan alles oor die woord, waaroor ons kuier nou hier om die woord, en die woord is wie? Kan ek gou hoor? Jesus, die woord het vlees geword, onder ons kom woon. Okay, so Kom ons sit gou daai en dan is dit op van die existence and the presence. Ja, praat gou daaroor. Ja. Daar's een woord existence en daar's 'n ander woord presence. Wat beteken dit? Dat jy bestaan of jy's in teenswoordigheid. Okay. So, Baie mense weet God bestaan, gaan jy voor. okay. 'n Pa kom van die werk af en hy gaan val op die rusbank neer en hy vat sy koerant en sy goed en sy kinders staan rondom en hulle sê pa en hy sê hy bestaan. Ek kan as vra van pa help 'n bietjie met die wiskunde. Hy sê nee, ek lees my Hy koerant. is nie teenwoordig nie. En almal naderhand ervaar die pa so, die pa is nooit teenswoordig nie. Hy is daar. Maar Hy is ook nie bestaan, daar nie.
maar hy's nooit teenswoordig nie. Die kinders probeer teenswoordig wees en die vrou self. Nou ja, jy kry seker vrouens wat ook so is, ek glo so. Maar in elk geval, ons wil nou nie net op die man pik, nie. Nee, glad nie, maar ek wil dit nou terugvat na En dan, God toe. hulle bestaan, en die kinders leer daaraan dit aan, nee, wat ons moet op ons eie manier bestaan. En so word hulle ook net bestaansmense, en nie teenswoordige mense nie. Mense, weet julle, God het ons gemaak, om teenswoordig wees met mekaar, om mekaar te erken, om mekaar aandag te gee. En dis waarom kuier om die woord ook gaan dan. Want Jesus gee 100% om vir ons. So lief het God die wêreld gehad, enige gebore seun gegee. So het Jesus homself gegee. Hy het nie net bestaan vir ons nie, hy was teenswoordig. Sy naam is Emmanuel, God met ons, teenswoordig by ons. Nou as ons kan leer, kan ek net gou, as ons kan leer om teenswoordig te wees met mekaar, dis kuier om die woord, stem julle saam? Amen. En so met ons huise, sê almal ons huise, plek maak van samesyn, Amen. van teenswoordig wees met mekaar. Ons moet mekaar leer, gee aandag aan my. Kom, gee jou volle aandag. Kom ons gee volle aandag aan mekaar. En weet jy, wanneer ons dit doen, dan begin ons mekaar se diepere ken. Mekaar se seer, en ons begin gesels daaroor, en ons begin vir mekaar antwoorde soek. Dit is ware kerk samekoms. Hierdie moderne kerk samekomste wat ons vandag het, is nie skriftuurlik nie, want almal sit, kyk nou agter mekaar se agterkop vas, ons luister 'n woord en ons hou van performance. Die pastoor met ons verlede Sondag gesien met ons nou goed op die swing maak vanmôre. En as hierdie pastoor my nie goed genoeg op die swing maak, met my maag sulke lekker holkolle kry nie, dan gaan ek 'n ander pastoor soek wat my beter op die swing kan maak. Vang julle dit? Dis die valse kerk vandag. Daar is nie samesyn nie, daar is nie fellowship nie, daar is nie gemeenskap van die heiliges nie, want dis belangrik dat ons mekaar ken en verstaan, dat ons mekaar se hartseer ken, dat ons mekaar kan woord bedien, opbouing en bemoediging gee, vir mekaar kan bid. Dis ware kerk. En as ons dan saam sing, kan sing ons eintlik vir mekaar, na mekaar toe. En natuurlik met die Here in ons teenswoordigheid. Ons ervaar almal saam sy teenwoordigheid, maar ons ervaar mekaar se teenwoordigheid ook in Christus. En as jy daar uitkom, is jy ryk, verryk en jy voel gesond. Sê amen. Ekskuus, ek het nou jou uit 'n lyn uitgehaal waarin jy was. Gaan maar aan. En dis dieselfde met God. As jy nou gaan straatwerk doen en jy loop in die straat af en jy gaan klop aan deure en jy vra vir mense, glo julle dat God bestaan? 180% sal vir jou sê, ja, ons glo God bestaan. Ken julle sy teenwoordigheid? Waarvan praat jy nou? God is hierdie een spesifieke groep waarin ek ook groot geword het, kerkgroep. As jy sou waag om te sê Christus is in jou. Dit staan in die Bybel, maar moenie waag om dit te sê nie. Wie's jy? Klein en nietige mens, dat die grote God in jou sou woon. Hy's heilig. Maar verstaan nie die woord nie. Eintlik is God nie in ons, ons is verbind aan hom, ons gees, sê almal gees, is verbind aan hom wat gees het. Die druppeltjie seewater is in die groot oseaan. Die druppeltjie is nie die oseaan nie, maar hy's in die oseaan. En solank as hy in die oseaan is, bly hy vars, bly hy gesond, bly hy reg. Solank as wat ons in Christus is, in die Vader is, verbind aan hom is, in gebed is die hele tyd, sy teenwoordigheid beoefen, bly ons vars, bly ons gesond. Vang julle? Goed. Dit vat my terug na jou persoonlike verhouding met God toe. Dit is die belangrikste ding wat daar is. Want as jy vir my sê, vertel my meer van hoe is God, dan wil jy meer weet van die existence van God. Ja. Maar ek wil jou leer dat jy sy teenwoordigheid self kan ervaar. Dat jy self kan kontak hê met die Here. Want dit is vir jou baie beter. En wat is sy natuur? Amen. Onvoorwaardelike agape liefde. Ja, nou, baie mense ken, hulle weet God bestaan. Dink gou aan die mense wat jy nou sommer in jou agterkop het. Hulle weet God bestaan. Yes, hulle weet God bestaan. Maar ken hulle hom? Ken hulle sy teenwoordigheid? Nee.
En baie keer sal jy sien dat in mense se oë, jy kan sien, niemand is tuis nie. Die persoon is teenswoordig, maar hy is nie daar nie. Wie van julle was al so? Jy sit in 'n plek of jy luister 'n woord en dan gaan jou gedagtes en jy is nie daar nie. En dan sal die ander persoon sê, hey, ek praat met jou. Kom by. Ja, en dit is so belangrik, want as ons nie kan God se teenwoordigheid eer en respekteer en waardeer nie, gaan jy nie die benefits kry van God se natuur nie. Amen. Want jy kan nie net hier sit en sê, ja, ek glo in God nie. Weet julle, Malema sê ook, ek glo in God. So dit maak, dit geen sin nie. Ken jy die teenwoordigheid van God? En dit is wat belangrik is. Jy self op jou knieë, of voor jou bed, jy alleen, jy wat bid vir God en jou hart uitstort voor God. Dan leer ken jy. Jy ervaar sy natuur wat onvoorwaardelike agape liefde is vir jou persoonlik. En dan in hom kom jy tot jou volle reg as sy kind en jy ervaar die natuur wat hy het is eintlik ook jou natuur want jy is geskape na sy beeld, sy gelykenis. Jy ervaar dat jy liefde is, jy blydskap is, jy vrede is, jy 'n vriendelike mens is, jy 'n geduldige mens is. En hoe langer jy bid en hoe meer jy bid, hoe meer verander jy na sy teenswoordigheid. Want weet julle wat, teenswoordigheid van die Vader vryf af op jou. O ja. As julle byvoorbeeld een of ander groot akteur wat vreeslik charisma het, sy teenswoordigheid lank genoeg is, dan begin jy ook soos daai akteur optree. Het julle dit agtergekom? Ek onthou baie jare terug was ons groot held 007. Wat was sy naam gewees? Wat was daai akteur? Bond. James Bond, ja, maar wat was sy James Bond. Wat was sy naam? Sean Connery, ja. Sean Connery. En ek kan onthou nou het ek so 'n ou Volkswagentjie gekry, so hierdie Beetletjie. En nou is ek en my boeties en sissies is nou gaan ons inry toe. Hier in Oornalsrus is die inry soms by die huise gewees. So daar agter die taxi ry. Maar in elk geval, nou sit ons daar so, nou kyk ons James Bond. Mense, as jy daar klaar gekyk het vir James Bond met al sy manewales en sy dapperheid en sy vreeslike dinge wat hy kon regkry, onmoontlike dinge, dan as jy nou vol James Bond, dit het afgevryf op jou. En dan trek jy los uit daai driving uit, want jy wil kyk wie kan nou eers daar uitkom. Jy weet, want hoe vinnig jy daar uitkom, word jy nie opgehou nie. Soos daai een keer. Ja. Soos daai nou het ek nie besef, ek het so naby aan daai paaltjie gestop. Jy die luidspreker? Met die luidspreker en so aan, dat die bumper voor van die karretjie het nou so verby die luidspreker se paaltjie gegaan. En nou wil ek vind, nou check ek hierdie ouens lank, check, en almal van ons is nou James Bond, jy weet, almal is nog geaffekteer. Ons ry soos hy, ons lyk soos hy, ons voel soos hy, ons was in sy presence, né? En ek trek daar weg, maar nou reverse ek vinnig om uit te kom. Maar my bumper haak vas aan daai paaltjie. Daai paaltjie maak so die speaker val sommer ook daar. En ek ry, maar toe wil ek ook nou nie stop nie, want ek is James Bond. En ek reverse daar uit in die gat en ons duis mekaar daar uit daai driving uit. En toe later die aand kyk na my kar, toe staan daai bumper wat nou die gevang het, sommer so vorentoe gebuig. Dit lyk soos 'n bok wat so horing so vorentoe is. Toe dink ek vir myself, ja, James Bond, dis nou wat jy kry. Nou, wat ek daardeur wil sê, teenswoordigheid vryf af op jou. So, om lank in die Vader, Hemelse Vader, se groot liefde, teenswoordigheid, sy krag, sy heerlikheid te wees, skyn daai selfde heerlikheid wat sy liefde is uit jou uit ook. So, as jy bid, sal jy nie oorlog wil voer nie. Sal jy nie strydlustig wees. Jy sal dit nie reg kry want jy openbaar die liefde vrugte van jou Vader, want dit het op jou afgevryf, sê amen. Amen. Goed. Dis waarom ons
byvoorbeeld ek dink nou aan spesifiek, as jy in sy teenwoordigheid is, en jy sing nou byvoorbeeld daai lied wat ons sing, God, U is meer kosbaar as silwer. Nee, as ek dit sing, dan, dit is vir my so direk, dit is vir my so diep, dit is vir my so intiem met God. Ja, weet jy, dit is so mooi, en jy hoor ook die stemme, en dan as ons nou so saam is, en ons sing het saam. Hoe gaan hy liedjie? Gaan ons hom sing? Ons kan probeer, ja. God, U is meer kosbaar dan silwer. God, U is meer waardevol dan goud. God, U is veel mooier as diamante, en niks wat ek begeer is U gelyk. Nou, wanneer ons dit soos almal saam sing, soos nou, hoor ek julle stemme. Ek hoor die liefde van die Vader begin deur jou stem deurkom. En dan is daai selfse liefde vir mekaar. Amen. En daar's een skrif wat ons sê, is die Efesiërs, dit sê, sing vir mekaar. Dis psalms. Sing na mekaar toe. Jy sien, dit kan jy in 'n groot, moderne kerksetup doen, waar almal nou hiervoor is, hoog, en daar's vreeslike klomp kunstenaars op, party word betaal en gehuur, en die vreeslikste instrumente, en dan die beste tegnologie, dit oordonder die mense. Weet jy, ek sien hulle, hierdie ouens wat glad nie die Here dien nie, wat hierdie dinge doen, groot verhoog, party, daar's nie salig genoeg om dit te hanteer nie. Ons dink aan sekere groepe, ek gaan nie name noem nie, dan sing hulle nou wêreldsliedjies met wêreldswoorde, en dan staan die jong mense daar, en vir almal daar, hande in die lug. Het julle dit al gesien? Van die moderne kerke lyk ook net so. Jy hoor net 'n gedonder in jou gehore, jy hoor nie eens die stemme van jou boeties en sissies nie, en jy sien net almal se agterkoppe raak. En jy kry 'n uitvoering, en nou begin die mense dink, hoorie, ek soek 'n beter uitvoering hierdie Sondag as Annie, en waar gaan daar iets groter aan? Kan julle sien hoe verkeerd dit glo? Maak my op die Is dit nie meer opreg en eenvoudig en kinderlik, dat ons saam mekaar se teenswoordigheid geniet, met die Here se teenswoordigheid nie? Mekaar hoor sing, met mekaar gesels, en ek hoor jou stories, ek hoor hoe ervaar jy die Here, hoe het jy jou lewe, wat gaan aan in jou lewe, en nou kan ek jou bemoedig, en ek kan sê, ek waardeer daai wat jy sê, want dit bemoedig my nou. Vang julle, ware kerk was in die huise. Ons sit hier in 'n klein groep vanmôre. Hierdie is ware kerk. Amen. Jy wil nog van Moab vertel het? Ons sal nou daarby kom. Maar ons gaan nou begin wegbeweeg van Moab af. Moab, Ja. okay. Daar's 'n skrif, ek het hom nie nou nie. Ons weet, is jy seker is dieselfde Moab, maar as dit is dit interessant. Ja, Goed. Moab sê, die Bybel sê, Moab het op sy afsaksel bly sit. Hy was lui. Hy het op sy Jy weet, as jy te lui is om afsaksel toilet toe te gaan, dan is bly daai skrif, ja. sit. Wie van julle weet, mense kan so lui word, hulle is te lui om toilet toe te gaan? Wie van julle is te lui om toilet toe te gaan? Nee, ek het nou genoeg behoefte hier, 'n groot drukkinge, maar ek sit maar 'n bietjie nog. Ek kyk nou eens TV. Ja, Okay. En nou kan jy dit sien, dit geestelik. ja, Daar's dinge wat in jou lewe gebeur het, mense wat jy maar moet laat gaan. Daar's negatiewe goed wat met almal van ons gebeur het. ja, net soos dat Goed wat dit nie is. lekker goeders is nie. Ja. Onaangename ervarings wat jy gehad het, moenie op dit bly sit nie. Stap weg van dit af. Dis verby. Kyk, daar's 'n nuwe dag. Ja, hoekom gaan ons toilet toe? Ons moet ontslaa raak van afvalstowwe. Stem julle saam? Ja. En dan baie keer as jy nou klaar ontslaag geraak het, dan sê jy, nou voel ek baie beter. So wie kan met my saamstem? Yes. Nou, wat jy sê nou, Pastoor Mimpie, nou is ons opgekropte gevoelens. Ons het nie vergewe nie, ons is verbitterd. Maar ons hou dit vas.
Dis 'n drukking in ons, dit maak ons siek, want wat Ja. jy dink beland in jou bloed, Let en jou it bloed go. maak jou siek, ja. Ja, laat dit gaan. So, maar as jy bid en jy's in sy teenwoordigheid, Ja, laat jy dit ervaar gaan. sy vergifnis en sy genade, dan kom daai krag deur jou en jy kan almal vergewe en jy spreek vry. Dis jou geestelike toilet. Sê amen. Amen. Maar hier sit hy op sy afsaksel. Nou kan jy sien wat 'n tipe mens was die Moab, né? Dis waarom hier 'n oordeel oor hom gekom het. Eintlik bring hy die oordeel oor homself. Jesus sê, deur jou woorde sal jy vrygespreek word. Of deur jou woorde Ja. sal jy jouself veroordeel. Want waar kom woorde vandaan? Van jou siel, die mens, denke, gedagtes, gemoed, van jou kop af. As jou kop vol nonsens is, gaan die nonsens uit jou mond uitstroom. Met ander woorde, jy maak asblikke van ons almal se ore, of ons is nou jou toilet waar jy nou van jou nonsens van ons slaag raak. Dit stink, man. Okay. So vergewe. Vergewe, bid Vergewe onvoorwaardelik. die woord Moenie in sê jouself. ja, maar jy weet nie wat het hulle aan my gedoen nie. Weet jy wat het hulle alles aan Jesus gedoen? Kan jy dink wat het hulle alles aan ons koning gedoen? Jesus. En hy het aan die kruis gehang en hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ja, in die Bybel is my so mooi in Johannes 1, sê, niemand het God ooit gesien nie, niemand hom ooit geken nie, maar hy, dis Jesus, wat in die boesem van die Vader was, en hy is seun van God vir altyd af, het gekom, is gebore as 'n mens, en hy het hom kom wys, kom openbaar. En eintlik het hy ook vir ons kom wys wie ons eintlik is, wat geskape is na die Vader se beeld en gelykenis. En hier kom hy met die liefde, agape liefde van die Here. Hy doen net goed, maar hulle haat hom. Sonder rede. En daarom het daar uiteindelik 'n oordeel oor daai geslag gekom, net soos Jesus voorspel. Okay, waar is ons nou? Ons is by 16, Hoofstuk 16. hoofstuk 16. Stuur die lammers, Jy het van Moab. jy het, Jeremia 48. Jeremia 48. Ons het hier vers 11. Jeremia 48 vers dankie 11. Karen, ek weet jy kry hom elke keer. Jy sien, dis hoekom ons kuier om die woord. Ons is nogal sterk as ons 'n klompie psalms. Hier's dit. Ja. Hier's dit. Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy dit leeggemaak is van vat en vat. En hy het nie in ballingskap Leeggemaak is van gegaan vat nie. tot vat, dis seker die toilet, né? Daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur het nie verander nie. Daarom, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek aftappers na hom sal stuur, wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan en Moab sal beskaam staan deur Israel ensovoorts ensovoorts. Nou, dit is nogal Nou, mooi. ek wil net die vers voor dit lees. Ja. Hy sê, vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die Here te doen. Aha. Vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou. Ja, okay, so. So as jy nie die woord uitvat, ons het Sondag gepraat van die Dankie, dooie Karen. see. Geweet jy Het 'n weet wat. vars water wat instroom Yes. en tog is dit 'n dooie see. Hoekom? Want hy het geen uitvloei nie. Yes. Nou weer eens mense, ons gee vir julle hierdie raamwerke van belangrike lesse om mense te help om die Here te vind. En dit gaan vir jou eers betekenis kry as jy dit begin weggee. Hoor julle wat ek sê? Anders dan gaan jy dalk 'n ervaring hê van hierdie Moab. Hy het nie afgetap nie. Hy het nie 'n uitvloei gehad nie. Hy het nie toilet toe gegaan nie. Hy het gesit op sy afsaksel. Wie hoe stink so 'n persoon? Ons sien dit nou geestelik. Iemand wat nie liefde is nie, wat vriendelik is nie, wat geduldig is nie, wat die teenoorgestelde daarvan is, stink, stem julle saam. Hulle attitude stink. En wat gebeur met so 'n persoon? Goedheid en guns gaan so 'n persoon nie volg nie, hy gaan nie samewerking kry nie. Hy of sy, ek sê altyd net hy, bedoel, ek pik nie op mans nie. Vang julle wat ek sê?
Psalm 23 sê dit so mooi, wanneer ons aan die tafel van die Here sit, in die aangesig van ons vyande of omstandighede of probleme, en ons eet teenswoordige brood, soos nou vanmôre, wie Jesus is, wat liefde is, ons eet liefdesbrood, hemelse brood, wat gebeur dan? Jou hoof word vet met olie. Hoof is denke, gedagtes, gemoed. Jy word geolie. Wie van julle weet, iets wat geolie is, kan baie ver gaan. Kar wat die regte en goeie olie het minder friksie en wrywing, ons het verlede keer gesien. Amen. Kan baie verder kom. En dan sê hy iets wonderliks. Jou hoof is vet met olie, en dan sê hy iets moois. En net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Yes. En jy sal in die huis van die Here bly. En wie is nou die huis van die Here vandag? Wie is sy tempels? Ek en jy. Tot in lente. Tot in lente van daar. Wow! En jy kry, ek weet nie, ek sukkel so, ek kry nie werk nie, niemand hou van my nie. Ag nee, wat, ek gaan nie eens by hierdie werk soek by die mense nie, ek weet klaar, hulle hou nie van my nie. Kan jy jou attitude sien? Mense, net goedheid en guns sal jou volg. As jy wat doen, woord bid oor jouself. Gereeld kuier saam met 'n geleentheid soos hierdie vanmôre, kuier om die woord. Laat die Here eerste plek is. Kom ons kom terug na sy teenswoordigheid. Beoefen sy teenswoordigheid. Die Vader bestaan nie net nie. Laat hom teenswoordig wees. Teenswoordig. Stem julle saam. Amen. Amen. En as hy teenwoordig is, Net goed te begin sal jou volg al die dae van jou lewe. Al die dae. Al die dae, dan gaan nie sommige, jy weet, dis vandag is nou weer daai dag, so jy weet, alles gaan verkeerd. Ja, en jy Dis sê is law. dit. En nou kom jy nou sê jy dit ook. En wat jy sê, gaan jy hê. Jy versterk dit deur dit te sê. Al Wat die sê die dae. Bybel, Romeine 10? Naby jou is die, wat? Naby jou is die? woord. Woord. Wat se woord? Hierdie woord. Christus woord. In jou gedagtes en in jou mond. Kyk hoe naby. So, Piet, jy's reg. So plek, moenie omstandighede praat nie, praat woord. Hierdie Sondag gaan ons veral uitkom en ons gaan dit 'n bietjie sterk maak. Is roep dinge wat nie bestaan nie, as dit bestaan. Ja. Maak nie saak wat om jou nou begin bestaan nie, omstandighede lyk nie so goed nie. Moenie die omstandighede roep nie. Roep die woord oor jouself. Sê amen. Amen. En ek dink dit staan in Efesiërs, ek kry nie nou die skrif nie, ek wil nie nou rondplaai nie. Wat die Here sê, as jy sy teenwoordigheid ronddra, het jy 'n lieflike geur aan jou. 'n Aangename geur. 'n Aangename. Ons versprei die aangename geur van Jesus. Ja, amen. 16. Stuur die lammers van die regerder van die land uit die rotsstreek weg na die woestyn, na die berg van die dogter van Sion. En soos voëls wat vlug, 'n nes wat verjaag is, sal die dogters van Moab wees by die druwe van Arnon. Nou hier's my iets baie mooi. Hierdie kan ek weer die simboliese en openbaringstaal sien wat selfs Jesus gebruik het. Wanneer die Bybel praat van voëls of van diere, kan dit ook simboliese taal wees wat verwys na mense. Nou, die diere wat uit die land kom, verwys meer na Israel, want ons sien byvoorbeeld dat Israel het diere name gekry. Juda is die leeu, en Benjamin byvoorbeeld is die wolf. Nou, ons kan nou nie almal noem, ek het skrifgedeeltes vir jou, van almal van hulle. En dan, wie sal dan die voëls wees? Jesus kom, hy sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat iemand plant. Dis die klein saadjie, onbeduidende saadjie, maar wanneer dit groei, dan word dit 'n groot boom, groter as die groentesoorte. En wat gebeur dan? Dit vorm 'n habitat en ook die voëls, sê almal voëls, van die hemel kom. Nou as jy 'n mooi studie gaan doen, dit verwys na die nie-Joodse nasies. Selfs die nie-Joodse nasies kom nou nes maak in die boom. Die koninkryksboom, die nuwe koninkryk, die Christus. Onthou Jesus sy bediening begin, bekeer julle, verander julle sienswyse, die koninkryk is nou hier. Wie se koninkryk? Sy koninkryk. Sy teenswoordigheid met ander woorde. Sy naam is God met ons. Ons het heeltyd praat ons oor teenswoordigheid. So, kan julle nou sien hoe mooi is dit? Nou sê hy, sal die dogters van Moab wees by die druwe van Arnon. Maar kom ons kyk, en soos voëls wat vlug en 'n nes wat verjaag is, sal die dogters van so dis voëls wat nou vlug. Praat van ander nasies.
en hulle kon eintlik kom nes maak in die boom wie Christus is. Onthou, die Israeliete se hoofdoel was om ander nasies te betrek. Hulle moes die ligdraers wees. Hulle moes die teenswoordigheid van die hemelse Vader vertoon en verkondig aan die ander nasies. Maar wat doen hulle? Hulle gaan afgode doen. Ja. Hulle gaan weg van die Here af. Hulle begin wrede mense word, liefdelose mense word, onvriendelike mense, vredelose mense, wat oorlogsugtig is. En daarom is hierdie oordeele wat nou oor hulle kom. Maar uiteindelik kom Christus, en dit wat Israel nooit kon regkry nie, kom hy, wat self dan 'n Israeliet is, Jesus, want hy word uit gebore, simbolies, kom en bring die nuwe verbond met ons wat nou ewig is. Amen. En die mens kon nooit die verbond hou, en die verbond is huwelik. Altyd die verbond verbreek, die huwelik verbreek. Maar hier kom Christus as mens, en hy hou dit 100%. Amen. En hy trek ons by hom in die 3 dae kruisoperasie. En nou maak hy ons ook, dit wat ons nooit kon regkry nie, gee hy vir ons as 'n geskenk van geregtigheid. Met ander woorde, ons kom tot volle reg as kinders van God, sy beelddraers van liefde. En hierdie koninkryk bestaan vir ewig. Amen. Wow, ons is nou deel daarvan. Wie van julle wil glo? Party mense voel, wil ek ooit regkom, sal enige iemand ooit regkom, sal alles regkom. Ek moet vir julle sê, dit het klaar reggekom, 2000 jaar gelede. Kom ons glo dit nou, in Christus Jesus kan alles, is alles reg. Sê amen. Goed. Gee raad, gee beslissing, maak jou skade weer soos die nag op die volle middag. Verberg die wat verdryf is en verraai die vlugtelinge nie. Laat my mense wat verdryf is by jou vertoef. Aangaande Moab, wees vir hulle 'n skuilplek vanweë die verwoesting. Kan julle sien? Kom nou my volk, julle is veronderstel om 'n skuilplek te wees. Maar nou wat wil julle doen julle wil nie weggee nie, julle wil nie uitgee nie. Kyk wat doen hierdie Moab. Hy sit op sy eie afsaksel. Hy is te lui om enige iets te doen. Kom ons stop ons luiigheid. Kom ons stop om net vir onsself te lewe. Kom ons begin leef vir mense in ons lewe en in die omgewing. Dan gaan jy jouself vind. Dan gaan jy gelukkig wees. Wat sê Jakobus? As jy 'n dader is van die woord en nie net 'n hoorder nie, dan gaan jy gelukkig wees in wat jy doen en alles wat jy doen. Wat gedaan is. Want gedaan is die verdrukker, klaar is dit met die verwoesting, weg is die vertrappers uit die land. Amen. Dis gepraat van Christus, die oplossing. En opgerig is deur goedgunstigheid 'n troon, en daarop sit een in getrouheid in Dawid se tent. En wie's dit? Yes. Wie sit op die troon van Dawid? Vir ewig? Kom, Ja, amen. Jesus. Sy naam is Emmanuel, God teenswoordig. So teenswoordigheid nou sit op die troon, moet op, waar is God se troon? Binne in my en binne in jou. Sê amen. So waar sit die Here nou? Waar het hy sy rusplek gevind? Binne in ons. Kom ons rus ook nou in daai rusplek. Amen. Ons is verbind aan hom. 'n Regter wat die reg soek en gou is in geregtigheid. En julle weet wat geregtigheid beteken, om tot jou volle reg te kom as kind van God, wat die liefde van Galasiërs 5:22 dra. Psalm 1, oordink die woord dag en nag, en jy word soos die boom wat geplant is by waterstrome. Daai waterstrome is die woord, jy's geplant in die Here, wat sy vrugte, Galasiërs 5:22 gee, op die tyd wat dit nodig is. Amen. As liefde nodig is, raai wie's daar. As geduld nodig is, raai wie's daar. Jy. Die blare nie verwelk nie. En daai blare in Openbaring praat van dieselfde. Is genesing vir die nasies. So jy is 'n genesing op pad om te gebeur vir ander mense, want jy het die woord van genesing in jou. Amen. Ons het gehoor van die trotsheid van Moab. Hy is baie trots. OK. Kom ons sê net gou-gou hier iets van trotsheid. Wat is trotsheid? Trotsheid sê, man, jy kan my niks leer van die Bybel nie. Weet jy, ek ken die Bybel van Genesis tot by Openbaring. Ja, ek hoor jy. Maar ken jy God? Presies, ken jy sy teenswoordigheid. Jy weet van sy bestaan en almal het politiek oor sy bestaan en dis waarom al soveel miljouse kerke is, want die een kerk stem nie saam met die ander kerk nie, want as ons almal een was,
was daar nie kerkpolitiek nie. Wat is politiek? Politiek is die praat van polities, né? Die twee kom van die pole af. Die Suidpool en die Noordpool, soos wat dit geskei is en verwyder van mekaar. Dis wat politiek is, wat politiek. Met ander woorde, ek dink anders as jy. Ek stem nie saam met jou nie. En so meer, en so meer. En dis net 'n bekleierery van die Morie. En dis waar oorlog vandaan kom. Stem julle saam? My politiek is nie jou politiek nie. Ek gaan oorlog maak met jou. Dis wat Jakobus. Ja, dis daai een woord moenie met mekaar stry nie in die Bybel. Ja. Jy het nou onlangs vir iemand so berading gegee. Mens stry nie oor die woord nie, want daar's 'n skrif, né? Is in Timoteus. Ja, hoe staan dit dan? 'n Diensdag van die Here sal nie stry nie, maar hy sal stryd vra met wysheid Alwys. En wat's wysheid is liefde. Ja. Wysheid en liefde kan jy langs mekaar skryf. 'n Wyse persoon sal die liefde uitleef en liefde sal nooit enige iemand afsit, seermaak nie. Want liefde en wysheid het goedheid en guns wat volg. Amen. Ons het gehoor van die trotsheid van Moab. Hy is baie trots van sy hoogmoed en sy trotsheid en sy grimmigheid. En dis wat hoogmoedigheid is. Ek is hoogmoedig in my godsdiens, in my gemeente. Ek is beter as julle. Dis hoekom ek in hierdie gemeente is. Ek kyk neer op julle. Julle weet nie so baie soos ek weet nie. Ons is slimmer as julle. Mense, daar's nie 'n ons en julle nie. In Christus Jesus ons almal saam. Stem julle saam. Ek is nie meer as jy nie, ek is nie minder as jy nie. Ek en jy is gelyk. En sy grimmigheid en sy onbehoorlike grootpratery. Ek wil net gou iets hier ingooi, dit gaan baie kort wees. Grootpratery sien jy baie, ja. Ja, ek wil net gou iets hier ingooi. Gooi hom, skat, gooi hom. Trotsheid sê, ek hoort eintlik nie hier by julle nie, want ek is van 'n hoër stand as julle. Ek kom nie uit dieselfde klas uit as wat julle uitkom nie. Dis hoogmoed. En het Christus nie gesterf vir elke een van ons, het hy vir die mense wat in 'n hoë klas is 'n beter prys betaal as wat hy vir my en vir jou betaal het. Ja, inderdaad. Selfe prys het hy betaal vir my en vir jou. Maak nie saak wat jou klas is, waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak of jou oupa 'n bedelaar was of jou ouma 'n huiskropper was of whatever nie. Jy is gelyk saam met almal. Ons is sy kinders. Ons is, Jesus sê, julle is my broers, julle is my susters, as julle doen wat hy is God self, seun van God. Yes. Maar hy noem ons sy broers en susters. Yes. Wow. Amen. En nou wil ek net nog iets sê oor predikers. Mense, ek weet nie wat 'n prediker gaan hierdie hoor nie, maar ek praat nou hier in die foon vir predikers. Predikers, julle wat dink julle weet alles van die Bybel af. Ek wil net vir julle sê, julle het nie al die wysheid van God in pag nie. Maar weet jy, hoekom weet ek dit? Want jou brein is soos 'n peanut in vergelyking met God. God is so groot. Predikers wat preek en sê, dit gaan gebeur en dat gaan gebeur, dit staan in die Bybel, jong, dit staan so en dit staan so en dit staan so. Hoe weet jy wat het God bedoel toe hy al hierdie goed gesê het? Was jy al daar bo by hom gewees, dat jy persoonlik met hom gepraat het? Wel, ons weet van mense. Moenie laat predikers vir julle 'n ding sê, en dan dink julle, ja, maar hy's 'n prediker, hy weet seker waarvan hy praat. Mense, 'n mens is 'n mens, is 'n mens, is 'n mens. Hy sê in Jesaja, hy sê, God se gedagtes is nie julle gedagtes nie. Sy gedagtes is baie hoër. Hy's so groot, nee. God is so groot. Jesaja 55. Jesaja 55. God is so groot, dat ons moet nie dink, dat ons kan arriveer nie, sê arriveer. Baie mense dink, ek het gearriveer, ek weet nou alles. Jy sal nooit alles weet nie, jy leer elke dag. Amen. En weet jy wat ons nou weet, en alles wat ons nou weet, soos ons groei in Christus en sy teenswoordigheid. Amen. Na 'n klompie jare verder, sê, ek moet nou hierdie weer
aanpas. Yes, Want ons groei. En weet jy waar groei ons die beste? Wanneer ons met mekaar bemoeienis maak. Ons kan van mekaar leer. Almal van ons kan van mekaar leer. Amen. Vers 7, daarom sal Moab oor Moab huil. Almal saam sal huil. Oor die druiwekoeke van Kir Hareset sal hulle sug heeltemal versla. Want die wingerde van Hesbon het verwelk. Die wingerdstok van Sibma, sy edele druiwe het die beheersers van die nasies neergewerp. En ons dink dadelik weer aan Jesus sê, ek is die ware wynstok, julle is die lote, want hy praat Bly hiervan, in my ja, soos ek in in julle. julle. As julle in my bly soos ek Bly in die edele wynstok, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. en julle sal vrugte dra. En julle sal vrugte dra. En as Maar jy nie kyk vrugte hierso, dra nie, kom jy snoeiskerp, Ja, of jy word uitgekap. yes. Wat se vrugte sal julle sê moet ons dra? Galasiërs 5:22 vrugte. Goed. Maar kyk nou hier, nê? Hierdie wingerde, dis edele druiwe, maar hy dra nie meer nie. Want hy's verdroog. Ons het ons bestaan. Hoekom het hy verdroog? Want hy is nie meer vas aan die wingerdstok nie. Ja. Hy is nie in die teenwoordigheid van God nie. Hy is nou een van daai mense wat sê, God exists. God bestaan, maar Aan die ander kant. Ja, ek het ervaar nie sy teenswoordigheid nie. aan die ander kant. Yes. Okay. Want die wingerde van Hesbon het verwelk, die wingerdstok van Sibma, sy edele druiwe het die beheersers van die nasies neergewerp. Ek wil weer sê, edele druiwe, jou stand, waar jy vandaan kom, jy's 'n belangrike familie. Jy kan 'n edele druif wees, maar as daai druif nie vas is aan die Christus nie. wingerdstok nie, dan gaan hy verdroog. Okay. Dit het gekom tot by Jaeser. Dit het in die woestyn ingedwaal. En sy ranke het uitgesprei en dit het oor die see gegaan. Nou weer eens hierso in die woestyn, en waar het Johannes die Doper opgetree? In die Uit die woestyn. woestyn. Want die land dui na Israel en uitgesprei oor die see gegaan. See verwys weer na die ander nasies. Sien, tel die simboliese taal op, wanneer ons kom by Christus en veral die boek Openbaring, dan verstaan jy waarvan praat hierdie spesifieke segswyses. Goed, Hierdie is vers 9. ryk. Ek het 9 gelees. Nee. Ek het nie. Daarom beween ek die wingerdstok van Sibma met die geween van Jaeser. Nou, dit help nie jy ween nie. Dit help nie jy ween omdat jy nie vrugte dra nie. Dit help nie jy sit daar op jou eentjie en jy ween, maar jy wil nie vas wees in die liggaam van Christus nie. Jy wil nie vas wees aan Jesus Christus nie. As nie 'n manier wat jy gaan vrugte kan dra nie. Amen. Ek maak jou nat met my trane, Hesbon en Eleale, omdat die vreugdegeroep jou somervrugte en jou oes oorval het, en vreugde en gejuig weggeneem is uit die vrugteboord, en in die wingerde is daar nie 'n gejubel of 'n gejuig nie. Die druiwetrappers trap geen wyn in die parskuipe nie, en die vreugdegeroep het opgehou. Nou, as hierdie lofprysing en aanbidding ophou, beteken daar's nie meer dankbaarheid nie. Jy Yes. ervaar nie sy teenswoordigheid nie, want hoe meer jy sy teenswoordigheid ervaar en die woord ervaar wat sy teenswoordigheid is, want is teenswoordige brood, hoe meer gaan jy jubel. Stem julle saam? Amen. So as jy agterkom, Amen. maar ek is nou sad en ek kan nie meer in die alles gaan nou verkeerd. En jy jubel nie meer en jy sing nie meer nie, dan moet jy weet, jy het nou 'n bietjie uit die bus geval. Stem julle saam? Amen. Daarom klaag my ingewande oor Moab soos 'n sieter en my binneste oor Kir Heres. Ja, ek ween ook vir die mense wat die verbintenis verbreek het met die wingerdstok. En as Moab dan verskyn, as hy hom vermoei op die hoogte en in sy heiligdom ingaan om te aanbid, dan sal hy niks uitrig. Ja, want hy, Nee. jy weet, hy het nou die hele tyd die teenswoordigheid versaak, en nou skielik omdat daar moeilikheid is, nou sê hy, Here help. Jy weet, baie mense wil geloof gebruik as 'n valskerm.
Wag totdat daar moeilikheid is. Nou moet die Here my help. Mense, is dit nie beter om in gebed te bly, sy teenwoordigheid te bly nie? Weet jy wat? Dan is jy soos 'n arend. Jy vlieg hoog. Jy sien die moeilikheid van ver af aankom. Die moeilikheid oorval jou nie. Jy's reg vir die moeilikheid, want jy beoefen sy teenswoordigheid. En wat vir my mooi was hier, wat ons gesien het, die druiwetapper trap geen wyn meer nie. Sien, daar doen nie meer die woord nie. Wat ons nou eintlik hier besig om te doen, is so kuier om die woord. Ons trap die wyn. Piet het gesê, jy trap die woord so uit vir ons. Nee. Ja. Amen. En jy kan die woord uittrap, en jy kan ook die druiwe uittrap. Ja. En dan word dit, dan word dit die verbondsmaal. Sy teenswoordigheid, jy kan besê, trap dit so uit. Die brood ons en die wyn. Ons slurp dit op. Ons is bewus van nie net sy bestaan nie, maar sy teenswoordigheid. Sy warm, soete liefdesteenwoordigheid. Dit is die woord wat die Here tevore met Moab gespreek het. En nou spreek die Here en sê, binne 3 jaar, soos die jare van 'n dagloner, sal die heerlikheid van Moab veragtelik gemaak word, saam met die hele menigte, en die oorblyfsel sal min, gering en onmagtig wees. As weer nou 3 jaar, 3 dae, kruisoperasie, die 3 is vir my belangrik. En dan, daar sal 'n klein oorblyfsel wees, net soos met Christus, toe hy gekom het, meerderheid het hom verwerp van sy eie mense, maar daar was 'n klein oorblyfsel, en dis so pragtig dan, hoe pas alles bymekaar. So hiermee moet ons afsluit, ons tyd is om. Amen. Vlei, ons storie is uit. Amen. Sal jy vir ons bid? Amen. Almal van julle wat nou luister, kom ons verneder ons onder die kragtige hand van God en kom ons vergewe hulle wat teen jou gesondig het. Vader, ons kom vanmôre, Vader, en ons vergewe almal van hulle wat teen ons gesondig het, Vader. Maak nie saak wat dit was nie, Vader. Ons spreek vry en ons sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons kyk op en ons sien in u oë die liefde van Jesus Christus wat daar is om 'n prys te betaal het vir elke een van ons, sodat ons almal kan vry wees in Jesus naam. Amen.